Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Sy majesteit en grootheid. Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in hemel en op aarde. Aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. 1 Kronieke hoofstuk 29 vers 11. God is ons Vader, wat ons as sy kinders liefhet en vir ons sorg. Hy is ook die groot koning van die heelal. God kan nie vergelyk word met die dinge wat sy hande gemaak het nie. Dit is blote aardse dinge, wat onder die vloek van God lê as gevolg van die sondes van die mens. Die Vader kan nie beskryf word deur die dinge van die aarde nie. Die Vader is die volheid van die Godheid liggaamlik en is onsigbaar vir sterflike oë. Ons moenie probeer om met vermetele hand die gordyn op te lig waarachter hy sy majesteit versluier nie. Die apostel roep uit, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Romeine hoofstuk 11 vers 33. Dit is 'n bewys van sy genade dat daar die verborgenheid van sy mag is, dat hy in die verskriklike wolke van misterie en duisternis gehul is. Want om die gordyn op te lig wat die goddelike teenwoordigheid verberg, is die dood. Geen sterflike verstand kan die geheimsinnigheid binnendring waarin die magtige woon en werk nie. Ons kan nie meer van sy handelinge met ons en die motiewe wat hom dryf begryp as wat hy goed dink om te openbaar nie. Hy orden alles in geregtigheid, en ons moet nie ontevrede en wantrouig wees nie, maar in eerbiedige onderwerping buig. Hy sal soveel van sy voornemens aan ons openbaar as wat dit vir ons besvol is om te weet. En verder moet ons die hand vertrou wat almagtig is, die hart wat vol liefde is. Jehova is die fontein van alle wysheid, van alle waarheid, van alle kennis. Die mens kan nou slegs staan op die grense van daardie uitgestrektheid en verbeelding sy vlug laat neem. Die eindige mens kan nie die diep dinge van God pyl nie. Ware eerbied vir God word geïnspireer deur 'n gevoel van sy oneindige grootheid en 'n besef van sy teenwoordigheid. Met hierdie gevoel van die onsigbare behoort elke hart diep beïndruk te wees.